Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is Vrydag die 16de Mei. Die week is verby en ons kan uitsien na die naweek. Die woord wat ek vir jou wil bring vanoggend kom uit Lukas 17 vers 21 uit. En ek het vir jou lees uit die boodskap vertaling, waar Jesus sê, julle verstaan my heeltemal verkeerd. Wanneer ek vir julle sê, dat God se nuwe wêreld hier is, bedoel ek nie dat dit iets is wat julle met die blote oog kan sien nie. Mense kan byvoorbeeld nie sê, God se nuwe wêreld is in daardie dorp, of God se nuwe wêreld is hier in hierdie stad nie. Nee, God se nuwe wêreld is iets wat binne in jou lewe gebeur. En wanneer jy aan my kant kom staan, verander jou lewe van binne af. Dan is jy 'n burger van God se nuwe wêreld. Meer bekend is seker die 53 vertaling wat sê, en hulle sal nie kan sê kyk hier of daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. En hierdie is my so mooi wat Jesus sê, hy kom verander ons lewe van binne af. So dit is spesiale tye in Vader God se teenwoordigheid, dat ons in daardie tye begin besef, maar ons leef nog nie regtig, waar ons die koninkryk van God binnekant in ons kan sien nie. En hierdie is 'n misterie. Ek moet vir jou sê, ek dink nogal baie oor dit. God wat so groot is, wat so almagtig is, wat binnekant in my as kleine, swak mensie bly. En wanneer ek dink aan hierdie waarheid dat God binnekant in my bly, Immanuel, God met my, Heilige Gees binnekant in my, dan begin ek iets besef van ek moet meer waardevol leef uit myself. Jy weet mos, mens kom partykeer in plekke of by mense, dan is dit so half of daar op jou neergekyk word. Dit is so half of jy voel, jy is nie goed genoeg nie. Jy moet presteer, jy moet meer doen. Maar in God se koninkryk is dit nie so nie. Hy het in jou kom bly. Die Here het woning in jou kom maak, net soos wat jy is. En omdat hy nou binnekant in jou woon, begin daar, kan ek amper sê, 'n nuwe plek in jou gevorm word. Die plek wat so lyk, dat jy nou weet, jy sit saam met Jesus in hemelse plekke. Die plek wat nou so begin lyk in jou lewe, dat daar plek is vir die kruisiging van Jesus, plek is vir sy opstanding, plek is waar jy weet, hy aan die regterhand van God die Vader vir jou bid. Dan begin jy plek maak in jou binneste vir hemel. Daar waar God op sy troon sit, waar die 7 geeste van God rondom hom is. Jy begin plek maak in jou lewe vir Heilige Gees. Besef ons solank Satan ons hou, in die beperking van ons denke rondom dit, sal ons in gevangenis bly van sonde, wat ons minder maak as wat ons is, van die rowe wat eintlik maar wrokke is van seerkry. As ons nie plek maak vir God se koninkryk waarheid, dat Jesus gekom het om ons te bevry nie, dat daar geen iets is wat hy nie kan bevry nie, dan sal Satan altyd vir ons hierdie lawwe liedjie kan sing, van we pe, jy is tog my gevangenis. En dan sal mense altyd na jou kyk, uit die ou mens uit, en jou daar probeer hou. En God sê, hy sê vir ons duidelik, dat daar gespot word met ons. Maar wat sê God? Hy sê, hy lag vir sy vyande, hy lag vir die spotters. En dis iets wat jy jou eie moet begin maak. Die waarde daarvan, wat jy kind van God is.
As ons na die kruisiging van Jesus begin kyk en dit verstaan, behoort ons reg op te neem in die koninkryk van God, waar ons saam met Jesus opgestaan het. Jy sal saam met my stem oral as mense flenters, en hulle leef asof hulle uit 'n flenter koninkryk uitleef. Ons moet vandag vir mekaar sê, mekaar aanmoedig en sê, ons kan nie aanhou leef aan die verloor kant nie. Ons moet begin kyk na die kant wat ons nie met die blote oog sien nie. Ons almal het een of ander escape route. Dit is waarom mense aaklige goed gaan doen soos affairs aanknoop. Waarom mense verslaaf raak in een of ander iets. Waar mense in een of ander trap val. Want ons probeer elkeen 'n manier vind om te vlug na iets van vrede toe. En wat doen daardie goed, wat ons met die blote oog kan sien? Dit sit ons eintlik in bondage, sodat ons op plekke kom in die aand waar ons alleen is en onsself begin verag. Die antwoord is nie in die bottel drank nie. Dit is nie in die arms van 'n ander een nie. Dit is nie om te manipuleer nie. So kom ons draai net na een wie die antwoord het. En jy hoef nie ver te draai nie. Jy hoef nêrens heen in jou kar te klim of bevliegtuig te klim nie. Jy kan net binnekant in jouself draai. Want dit is wat Jesus gesê het. Hier binnekant in jou. Dit is waar my koninkryk is. Hy sê iets sal in jou lewe gebeur, sal jou van binnekant af verander. En ek bid vanoggend dat die bloed van Jesus jou van binne af verander. Dat jy sal vergewe, maar ook jou vergifnis sal vat. Jouself ook sal vergewe. Dat jy skoon gewas sal word met die bloed van die lam. Dat daar iets van binnekant af met jou sal gebeur. Dat deur die wonde van Jesus jy genesing vind. Amen.